Jy is ingeskakel op Goeiemôre, Good Morning en dis presies wat ons jou toewens. Ek is Arnold Geerts, sporttyd. Die winter staan in baie fiksheidskringe bekend as bulking season. Dis nou die tyd wanneer baie mense probeer spiermassa opbou. Maar om nou maar net meer te eet, beteken nie noodwendig jy gaan meer spiere bou nie. Vandag gesels ons met Johan Nel van Nutritional Performance Labs oor die grootste spierboufoute en hoe om hierdie winter slimmer eerder as harder te oefen. Johan, baie welkom by ons, lekker om jy saam met ons te hê. As mens praat van bulkseisoen, wat beteken dit? So bulk is basies net om jou liggaam 'n bietjie meer kos te gee, om dan 'n bietjie meer spiere te bou op die einde van die dag. En is dit net vir liggaamsbouers of kan dit vir 'n redelike normale ou soos ek werk? Dis vir almal. Dit is basies as jy net bietjie meer veerkrag nodig het dalk, jy weet, as jy 'n nuwe sport aanneem of as jy dalk bietjie swaarder gewigte wil optel in die gym. So dit is nie net vir bodybuilders nie. Maar laat mens nou eerlik met mekaar wees, dit gaan nie net oor meer proteïene byvoorbeeld nie, mens moet daarom oefen ook, nie waar nie? Ja, korrek, ja, dit is nie net, kom ek eet net wat ek wil nie. Ja. Dit is die tipe oefening wat jy doen, hoe jy dit gaan benader. So daar's 'n baie strategiese, jy weet, manier wat jy met bulk te saam gaan daarso. Vertel my van die strategie. So ek dink baie mense dink jy moet net meer eet. Jy weet, dit is nou half 'n deur wat vir jou oopgemaak is, ek kan nou hierdie ekstra pizza eet, maar daar's so 'n fyn lyn tussen oor om vet aan te sit en om spiere aan te sit. So daar's die strategiese manier waarna jy dit moet benader om te sê dat ek gaan harder oefen, maar ek gaan ook slimmer eet en my liggaam 'n bietjie meer kos gee om hom te voed en om hom te laat groei. Ek wil jou juist vra oor slimmer eet. Geef my 'n definisie daarvan. So slimmer eet bedoel net dat, jy weet, ons gaan nie net enigiets eet wat voor ons is nie. Ons gaan kyk dat daar genoeg proteïen in ons kos is. Ons gaan kyk na die kwaliteit van die kalorieë wat ons inkry. Want jy kry, jy weet, 'n hoë kalorie kos en jy weet, jy kry dalk een wat soos ook baie in kalorieë het, maar nie baie voedingswaarde vir jou het nie. Kom ons vat 'n hipotetiese geval. Kom ons sê ons praat van iemand wat in hulle 40's is. Hulle ry 2 keer 'n week in die gimnasium fiets en hulle doen 2 keer 'n week, hulle doen bene eendag en hulle doen bolyf eendag. Wat sê jy vir hulle voorstel om te probeer spiermassa bysit in 'n dieet? Kom ons sê so. So ek sal dink daaraan om bietjie te kyk na, soos ek genoem het, my proteïninname. Ja. So dis baie belangrik omdat hy veral fietsry, vat dit klaar ook 'n bietjie energie weg van jou spiere af met die bene wat jy nou al klaar doen. So op daardie dae wat jy fietsry, eet dalk 'n bietjie meer, drink dalk 'n protein shake, jy weet, om jou te help om daai ekstra kalorieë en proteïene op te hou daarso. En tydsberekening met maaltye is natuurlik alles, nie waar nie, of het ek dit verkeerd? Nee, jy is 100% reg. Ek dink jou liggaam is baie oop vir kosinname nadat ons geoefen het. So dan is alles wat ons opgebou het in die jy weet, laaste dag of 24 uur is nou uitgewerk en gebruik en so het ons nou daai gulde geleentheid om proteïene in te neem en dan so absorbeer dit baie makliker. As jy praat van absorpsie, ons gaan nou so effens hier in 'n doolhof af, maar help my. Okay. As ons gepraat van wanneer jy vitamiene inneem, na die tyd of voor die tyd, hoe dit ook al sê en hoe dit voorgeskryf word, is daar sekere maniere wat die lyf beter absorbeer wat sekere vitamiene en aanvullings aanbetref? Nie noodwendig nie. Ek dink, jy weet, of dit deur 'n vloeistofvorm of 'n poeiersvorm of 'n kapsule kom. Ek dink dit gaan maar ook oor wat vir jou beter werk. Party mense kan bijvoorbeeld glad nie 'n kapsule sluk nie, ander wil glad nie 'n protein shake drink nie. So, jy weet, as jy in jou oats meng of wat ook al jy doen, soos dit is jou voorkeur. Tydens so 'n bulkfase moet mens jou oefening verander. Ja, ek dink dit is baie belangrik om jou oefening aan te pas teenoor om bietjie meer oefening soos byvoorbeeld 'n bench te doen of 'n deadlift wat jou hele liggaamsspiere gebruik en nie net soos 'n een isolasiegroep te oefen nie. So daarin verbrand jy ook meer kalorieë, jy gebruik meer spiere en so herstel die hele liggaam homself om jou te help om spiere aan te sit. Praat met my oor sekere kosse wat jou help om spier by te sit. So as jy daaraan dink, dan dink jy aan kosse wat bietjie hoër in kalorieë is, so byvoorbeeld jou oats in die oggende. So oats is 'n baie goeie stapel om mee te begin. Ekskuus. En proteïene. Om seker te maak dat jy soos 'n proteïen dalk met elke maaltyd van jou inkry, soos om jou shake in die oggend te drink, om proteïen tydens middagete te hê en weer aandete ook.
Ek is baie vroeg geleer in my hardlooploopbaan en reg of verkeerd help my hier, maar as jy soveel proteïene inneem, dan moet jy soveel stysel inneem. Hoe werk daai ding vir jou? Is dit korrek of al dan nie? Wel, ek dink dit hang af oor jou liggaam. Ek dink jy moet besluit wat vir jou werk. Jy weet, soos daar's baie aanbevelings oor jy moet soveel en soveel soos jy sê, maar ja, kyk wat vir jou werk. Kyk hoe jy voel nadat jy geoefen het. As jy nog steeds moeg voel nadat jy geëet het, beteken dit jy het nie genoeg geëet nie om jou liggaam te help herstel nie. Is dit nie soms vir mense wat nie genoeg hiervan weet, so effens oorweldigend om al hierdie dinge bymekaar te hou nie? Dit voel so half of jy juggle, nie waar nie? Ek dink so. Ek dink daar's so baie, jy weet, opsies daar buitekant. So met enigiets in jou lewe word ons so oorweldig deur die keuses wat ons het. So dis baie belangrik om jou navorsing te doen en om te besluit wat jou doelwit is, sodat jy soos weet waarna jy werk. Dis nou juist waar ek wou heen gaan, jy het dit so mooi geantwoord. Daai weet waarheen jy werk. Hoe ver in die pad af kyk jy? Eerstens, ek meen iemand oefen heel duidelik of meeste mense oefen met 'n doel. Jy wil iewers uitkom. Hoe lank is daai korttermyn doelwitte en hoe lank is die langtermyn doelwitte? Wel, die langtermyn gaan teen bepaal word deur die datum wat jy wil bereik, soos as jy daai reis wil gaan doen of as jy die kompetisie wil gaan doen. Maar die korttermyn doelwitte, ek dink fokus net op dalk 'n weeklikse en selfs 'n daaglikse basis. Jy weet, want wat eet ek volgende? Waar gaan ek dit kry? Soos gaan dit 'n goeie gehalte kos wees of gaan dit nie so goed wees nie. So ek dink is net om daai oomblik ook die regte keuse te maak wat jou gaan lei tot jou doelwit is baie belangrik. En hier is my baie interessante ding. Mense sê so gereeld en ek hoor dit so gereeld. Ja, maar dis baie moeilik. Maar dit gaan alles net oor dissipline. Eerstens die dissipline om te sê ek gaan nou oefen. Come hell or high water, ek gaan, en dan die tweede ding is, as ek daai dissipline daar kan toepas, kan ek dit seker toepas wat my mond aanbetref. Ek mens sal so dink. Goeie antwoord. Ja, ek meen dis altyd makliker gesê as gedaan. Ja. So om 4:00 in die oggend op te staan en om gym toe te gaan is nie noodwendig, jy weet, in almal se boekie vir die dag nie. So maar ja, ek dink dis om net soos daai eenvormigheid of consistency te bereik om te sê ek gaan vandag my deel doen. As iemand die volgende 3 maande die beste wil benut, wat is 3 gewoontes wat hulle van vandag af kan kweek, wat hulle gaan help tot 3 maande van nou af? Ek dink kry vir jou 'n goeie protein shake, weet om daai aanvullings te maak wanneer jy nie kan die dag kos maak nie. Stel vir jouself 'n doelwit en hou tred van jou calorie intake, soos om te kyk dat as ek optree met dat wat ek moet eet vir 'n dag om gewig aan te sit. En skryf mense dit neer? Dink Ja. Stel jy voor mense skryf Hou dit op jou foon, skryf dit neer, stel vir jouself 'n reminder, jy weet, om daarna te kyk elke dag, om te jouself te herinner waarna jy op pad is. Dis pragtig, ek hou regtig daarvan. Ek dink dis een van die groot goeters. As mens nou mooi na alles wil saamvat, jy lyk na 'n ou wat regtig hard oefen en natuurlik kyk na wat hier ingaan. Dis seker die 2 grootste koppelinge van dit alles saam. Gee my een ding wat jou van dag tot dag inspireer om op die pad te bly en nie die pad byster te raak nie. Ek dink dit wat jy gesê het, soos vat dit net dag vir dag. Jy weet, ek dink as jy te ver vorentoe dink, dan oorweldig dit jou dalk. So vir myself is dit net, ek weet ek staan op in die oggende en dis waar ek begin. Soos ek staan 4:00 op en dan gaan ek aan. En ek probeer dit elke dag te doen. En is daar 'n setting in jou kop wat jy vir jou sê, as die alarm afgaan? Nie regtig. Nie regtig nie. Johan, baie dankie dat jy by ons ingeval het. Baie dankie, Waardeer dit baie regtig. Lekker om jou saam met ons te gehad het. Nou ja, ons gesels net hierna oor waarom interaktiewe en wonderlike geskenke al meer gewild raak vir paas. Bly aangeskakel hier op Goeiemôre, Good Morning.